bid saam. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend hier so in die huis kan by mekaar kom, Here, waar ons kan kom sing hoe U Gees in ons woon, hoe U heilig is en hoe U saam met ons is. Here, ek bid en ek vra dat U vanoggend ook so U woord sal kom oopbreek. Here, dat ons dit sal kan hoor, sal kan inneem, ons eie sal kan maak, Here, en verander die sal kan uitstap. Maar Here, meer as dit, dankie dat U vir ons lief is, en dankie dat U ons elkeen kom omvou met U teenwoordigheid. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. So ons is besig met 'n reeks wat ons vandag mee klaarmaak, wat handel oor leer leef saam met Jesus. En vandag juis kyk ons dan nou oor die tema van leer lewe as getransformeerdes. Nou ons weet dat om saam met Jesus te lewe is 'n uitnodiging wat hy vir ons gee. Hy nooi ons uit om 'n reis saam met hom te stap en saam met hom deur die lewe te gaan. Dat ons dit nie alles alleen doen wat ons elke dag doen nie. Maar ons leer hom ken op alle aspekte van ons lewens. Ons leer hoe hy ons help, hoe hy ons hand vat en ons lei en saam met ons hierdie pad stap. So daarom sluit ons vanoggend ons reeks af en ons leer oor wat dit beteken om getransformeer te wees, maar ook om gevorm te wees in die persoon wat Jesus wil hê ons moet wees. Maar wat beteken dit om getransformeer te word nou eintlik? In ons reeks het ons dan nou gekyk na 'n paar goed om te sê, maar ons word gevorm om saam met Jesus sy woord te leer doen. Ons word gevorm om lewe te doen soos wat hy wil hê ons moet doen. Dat ons dit nie uit ons eie krag uit doen nie, maar saam met hom ons lewe kan aanpak. Maar dan ook, saam met dit sien ons dan nou hoe ons veranderd word om meer en meer 'n disipel te wees van Jesus. Om agter hom aan te loop en om sy woorde te gaan toepas in ons lewens. Dallas Willard, ou waarna ek baie verwys en goed aan, hy het nog eens die volgende gesê oor hierdie tema. Die klem val te dikwels op die blote uiterlike gedragsverandering. Dit help, maar ons het iets dieper nodig. Dit raak nog nie die diepste wortel van ons menslike probleem nie. Die wortels is ons innerlike karakter. Dis daar waar Jesus sy klem laat val in sy roeping tot die leer leef saam met hom. So dit gaan oor ons karakter wat verander word om meer en meer soos Jesus te wees en om meer gevorm te word in die mense wat hy wil hê ons moet wees. So daarom wil ek hê ons moet saam lees vanoggend uit Lukas 6 uit wat vir ons bietjie meer gaan help om hierdie gedeelte te verstaan. Nou daar vanaf vers 4 of 43 af in Lukas 6 staan daar: Dit is nie die goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en ook nie 'n slegte boom wat goeie vrugte dra nie. Elke boom word aan sy eie vrugte geken. Van doringstruike pluk 'n mens mos nie vye nie, en van doringbosse oes jy ook nie druiwe nie. Die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart, en die slegte mens bring die slegte tevoorskyn uit die oorvloed slegte dinge. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Maar in ons teks vanoggend praat dit juis oor die goeie en die slegte. Die goeie vrug en die slegte vrug en hoe dit dan uitkom. So wanneer daar 'n slegte vrug in ons harte is, kom dit uit in ons karakter. Dit kom uit in ons houding en hoe ons ander mense hanteer. Daar's nie liefde nie, daar's nie omgee nie, daar's nie vriendelikheid nie. Daar's 'n stuk ongemak wat ons dan nou los by ander mense wanneer daar slegte vrugte in ons lewens is. Maar Jesus is baie ernstig hieroor en hy het op 'n hele paar plekke gesit of gesê dat ons moet goeie goed uitdra. Ons moet ontslaa raak van die slegte goed sodat ons die goeie kan uitleef. So Jesus spreek hierdie probleem aan vanoggend in hierdie teks om te sê eintlik wanneer ons by Jesus gaan sit in sy teenwoordigheid gaan wees, kan ons hart oopmaak sodat hy ons kan kom transformeer. Dat hy 'n werk in ons kan doen sodat die goeie vrugte kan uitkom. En die slegte vrug
uitgesny word uit ons lewens uit en dat ons kan lewe soos wat Jesus wil hê ons moet lewe. Daarom kan ons net sê, maar wanneer ons tyd saam met die Here spandeer, kom vorm hy ons. Kom leer hy ons hoe om lief te hê, kom leer hy ons hoe om te gee vir ander, of om altyd daar te wees en 'n hand uit te steek. Maar ook om te aanvaar wanneer dit na ons toe gekom en mense dit aan ons kon doen. So eintlik is Jesus besig om heeltemal ons 'n nuwe soort mens te maak wanneer hy ons kom transformeer. Wanneer hy hierdie goed uit ons lewens kom uitvat en wanneer ons weer leer om saam met hom te lewe. Maar soos wat ons ook gehoor het hierdie week, is dit soms moeilik om God se wil te doen. Dit is soms moeilik om sy woorde toe te pas in ons lewe en om dit te gaan uitleef. Want ons gaan foute maak. Ons gaan Jesus baie keer teleurstel, want ons probeer om sy woorde te doen, maar ons gaan dit nie altyd regkry nie. En dan gaan ons onsself eintlik afkraak, omdat ons nie sy woorde kan doen, soos wat hy wil hê ons moet dit doen nie. Maar dit gaan nie net oor te probeer nie, dit gaan oor inoefening. Nie net om riglyne te volg nie, maar om dit saam met hom te doen, sodat hy ons kan vorm, dat ons meer en meer soos hy kan wees. Nou hierdie inoefening en probeer, laat my nog ons dink aan die een teksgedeelte in Matteus 23, vers 25 tot 27, wat praat van die fariseërs wat eintlik soos wit geverfde grafte is, en bekers wat vol hepsig is, waar hulle donker en dood eintlik binne is, en al waaroor hulle omgee is om buitekant skoon en rein te wees. Maar binnekant volg hulle net reëls en regulasies en hulle beleef nie die geskenk wat Jesus gee nie. Hulle ontvang nie daai transformasie wat Jesus kom skenk aan hulle nie, want hulle is te veel gefokus op die reëls en regulasies wat hulle moet volg. So hulle vrugte wat hulle uitdra, is nie noodwendig altyd goeie vrugte nie. Hulle beleef nie die liefde en die lewe van Jesus nie, en daarom is daar ook nie regtig geestelike groei in hulle lewens nie. So die probleem is eintlik dat ons harte moet aangeraak word. Soos die fariseërs se harte eintlik was aangeraak gewees het, maar hulle het dit gekeer. En wanneer ons toelaat dat ons harte verander word en aangeraak word, gaan mense dit in ons lewens kan sien. Want as ons dit nie toelaat nie, gaan hulle sien dat ons nie regtig geloofsgroei het nie. Gaan mense kan sien, maar ons is baie omgekrap, ons is vinnig kwaad en ons gaan verskriklik vinnig af op ander mense. Hulle sien letterlik in ons houding raak wanneer ons nie op 'n goeie plek is nie. Want ons is nie ingestel op Jesus se stem nie. Ons is heeltemal op 'n verkeerde pad en die vrugte wat ons uitdra is nie die goeie vrugte wat Jesus vir ons gee nie. So my gebed eintlik, en ek hoop ons almal sinne kan saam met Petrus se woorde wees van Galasiërs 4 vers 19 wat sê: Ek verkeer van vooraf weer in geboortepyne oor julle totdat Christus in julle gestalte kan kry. Dat Christus in ons gestalte kan kry. Dat hy ons van binnekant af kom verander sodat ons meer en meer soos Jesus kan wees. Dat die goeie vrugte kan uitkom in ons lewe. En dat ons ander mense kan hanteer soos wat God wil hê ons moet hulle hanteer. En al hierdie vrugte dan regtig kan uitkom is wanneer die Gees in ons lewens in is. Wanneer ons die Gees toelaat om in ons en met ons te kan werk. Maar vanoggend wonder ek ook dat wanneer ons baie keer so saam met Jesus tyd spandeer, hoe is dit dat my lewe dan nie verander nie? Hoe is dit dat daar nie groei in my lewe plaasvind nie, maar ek is so pligsgetrou in my Bybelstudie of in my goed wat ek doen, maar ek beleef nie hoe Jesus iets kom nuut maak nie. Hoe is dit moontlik? Maar tog kan ons vir mekaar sê dat ons nog steeds moet aanhou met Bybelstudie. Nog steeds moet aanhou om gesprekke te hê met medegelowiges oor dit wat Jesus in ons lewens doen. Selfs oor dit wat ons lees in die woord, om dit met mense te deel en uit te redeneer, want so kom Jesus nog steeds en gee vir ons 'n deurbraak. Hy kom verander ons harte nog steeds, al beleef ons hom nie wel in ons lewe nie.
Hy is besig om te werk en hy kom verander ons sodat ons meer en meer soos hy kan wees. Dit vra dan ook dat ons in verhouding met hom sal staan. Dat ons so geconnect met hom sal wees, dat ons elke dag die keuse sal bly maak om te sê, maar ek gaan saam met hom tyd spandeer, al beleef ek hom nie. Ek gaan in gebed ingaan, en ek gaan my lewe met hom deel. Ek gaan vir hom sê wat aangaan. En dan ook met tye dalk stil bly, sodat hy ook met ons kan praat. Dat hy ook sy woord en sy liefde, sy boodskap met ons kan kom deel. Dit is wat hy van ons tog wel vra. Maar tog, dit gaan nie net oor dat ons altyd 'n gestruktureerde Bybelstudie tyd moet inrig nie, of 'n gebedstyd moet inrig nie. Maar daar waar ons soms in die kar ry om ons kinders dalk skool toe te vat, of dalk om werk toe te gaan, of inkopies te gaan doen. In daai tye kom die Here ook en kom klop aan ons hart en ons kan net incheck by hom. Ons kan vir hom sê, maar Here, ek dink daaraan, of Here, ek verstaan nie daai gedeelte wat ek gelees het in die woord nie. En die Here kom openbaar dit aan ons in daai klein tye wat ons in die minste verwag. En dis dan juist waar verhouding inkom, vir ons tyd saam met hom spandeer. Vir ons met hom gesels, wanneer ons dit nie regtig altyd gedoen het nie. En deur dit kom daar nuwe vrug na vore. Deur dit kom verander die Gees ons hart, sodat goeie vrug kan uitkom. Dat ons rustiger kan wees dalk op die pad, of ander mense met liefde hanteer. Maar die Gees kom help ons en kom lei ons, deur al hierdie klein dingetjies in ons lewe, om meer en meer Jesus te kan uitleef. Maar ook waar ons kan gefokus wees op die koninkryk van God, en nie net op die wêreld nie. Dat ons kan gefokus wees op God wat heers oor ons lewe en regeer in ons hart. Want dis dan juist wat ons help om sterk te staan, sodat die goeie vrug kan uitkom. Want ons gefokus is op dit wat hy wil hê. Daardeur verheerlik ons hom, en ons weet ook, tussen reg en verkeerd, en deur ons reg lewe, gee ons eer en lof aan die Vader. So weer eens, daarom is die werking van die Gees so belangrik in ons lewe. En dit laat my dink aan, waar ons nou vandag ook Pinkstersondag vier, maar toe die Gees uitgestort was. Daar in Handelinge 2, waar die disippels daar gestaan het, en die Gees soos vlamme op hulle koppe kom sit het. En waar hulle toe van daar af uitgegaan het, en gaan preek het. Hulle lewens was veranderd gewees, die oomblik toe die Gees in hulle lewens ingekom het. Hulle het 'n transformasiewerk beleef, waar Jesus opgehou het, toe hy hemel toe gegaan het. So die Gees het Jesus se werk verder gevat, en vandag het ons die Gees ook saam met ons, om dit ook te kan beleef. Om ook ons geloof uit te leef, saam met die Gees wat in ons is. Die Gees kom maak ons bewus van die slegte goed in ons lewe. Die goed wat ons kom aftrek, die goed wat ons kom doodmaak, en ek kom vra dat hy dit kan wegvat, en ons moet vir hom die toestemming gee, dat hy dit kan kom doen. En ek kom verander hy kom maak ons nuut, en ek kom help ons om meer en meer soos Jesus te kan wees, en met die werking van hom te kan dit gaan uitleef. Daarom het ons nodig om geanker te wees. Geanker in Jesus Christus. Ons het nodig om geanker te wees, waar hy ons help, om die regte keuses te maak. En nou dit laat my dink aan 'n teks wat ek nog ons hierdie laaste paar maande baie mee gewerk het en oor nagedink het, Johannes 15, wat nogal sterk saamloop met Lukas 6. Nou Johannes 15 praat dan juis oor die wingerdstok en die lote. Waar die wingerdstok of die lote in die wingerdstok moet inwees, sodat die regte vrugte kan uitkom. Maar dit skep ook vir ons 'n veilige ruimte, as ons so daaraan dink. Hierdie, waar ons in die wingerdstok is, in Jesus Christus, of in 'n verhouding met hom is, gee vir ons hierdie ruimte, waar ons hart kan deel met hom. Waar ons met hom 'n verskil, of met hom kan deel, wat 'n verskil hy in ons lewens maak, maar ook die verskil wat ons in ander mense se lewens kan maak. Maar in ons lewens baie keer is daar
plekke waar ons nie veilig voel nie, waar ons nie ons hart kan deel met mense nie, maar die Here sê vir ons dan, Johannes 15 vers 9 en vers 10, spesifiek in the Message vertaling, dat hy vir ons sê, I've loved you the way my Father has loved me. Make yourselves at home in my love. If you keep my commandments, you'll remain intimately at home in my love. That's what I've done, kept my Father's commandments and made myself at home in His love. So in Jesus se liefde, in God die Vader se liefde, kan ons 'n huis gaan vind. Kan ons gaan vrede vind en rustigheid vind en geanker wees sodat ons getransformeer kan word. Sodat ons hierdie vernuwing kan beleef in ons lewe, maar tog ook waar Jesus in ons werk. 'n veilige ruimte waar ons hart kan deel met hom. Waar ons kan saam sit en kan toelaat dat hy met ons werk en in ons werk. En al is daar foute wat ons maak in ons lewe. Al is daar goed wat keer dat ons die Here se teenwoordigheid beleef. Die feit dat God die Vader se arms ons veilige huis is. Die plek is waar ons liefde kan ervaar. Dit is die plek waar ons kan uitsien. Die plek waar ons na toe kan gaan en kan weet dat God die Vader saam met ons is. Maak nie saak wat nie. So daarom is om in verhouding met Jesus te staan van so kardinale belang. Om saam met hom hierdie pad te stap en dat hy ons lei in ons lewens is regtig belangrik. Ons leer God die Vader dan ook so ken. Ons leer ken hoe hy ons karakter kom vorm. Ons leer ken hoe hy ons kom verander sodat ons meer en meer soos hy kan wees. Maar dat ons ook in 'n eerstehandse verhouding met Jesus self kan staan. Hy kom vorm ons en hy kom lei ons. Ons stap nie hierdie pad alleen nie. Hy kom haal al hierdie dorings uit sodat die goeie vrugte kan uitkom. En dat ons regtig as getransformeerd is in lewe saam met Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend kan hoor dat ons getransformeer is. Dankie dat U vir ons die goeie vrugte in ons hart kom sit, hierdie Gees wat in ons lewens werk. En ja, Here, waar ons baie keer ook die Gees se werking stop, Here, kom maak ons bewus van dit sodat die Gees meer en meer in ons lewe kan werk. Here, sodat die vrug wat ons uitleef, U liefde kan wees, U vrede kan wees en U goedheid. Here, waar ons ook baie keer onsself afkraak en slegs, Here, omdat ons nie U woord en U wil kan doen nie. Here, leer ons om by U voete te kan kom vrede vind. En leer ons, Here, om 'n veilige huis by U te kan kry en ons hart met U te kan deel. Dankie, Here, dat U ons huis is. En dankie dat die liefde vir ons oneindig groot is. Sien ons ook hierdie res van die week en al ons dagtake, Here, en al die uitdagings wat ons het. Here, sodat ons as getransformeerd is kan lewe in ons elke dag lewe en in die goed wat ons hierdie week mag beleef. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Ons gaan nou die nagmaaltafel voorberei en dan gaan ek vra die mense met wie ek gereël het kan ons saam met my rondom die nagmaaltafel kom sit. Dankie. Ja, dat kan. Okay, julle kan kom aansit.
So ons gaan eers vir die nagmaal uitdeel en ons gaan 'n lied dan saam sing ook. So julle kan die lied, die woorde volg en dan soos wat die nagmaal uitgedeel word. Dankie. Lijkt me graag.